ons welkom julle hier by die Pinksterkerk van God in Suid-Afrika. Hierdie is 'n wonderlike dag wat die Here gemaak het. Elke dag is 'n kosbare dag. Dis 'n dag wat baie spesiaal en uniek is. Dis 'n nuwe geleentheid wat die Here vir ons gee elke dag om 'n nuwe lewe en oorwinningslewe te kry. Al wat ons moet doen is uitreik na hom toe en luister en sy leiding volg en hy sal ons vat tot 'n oorwinning. Kom ons bid vanmôre ons by ons woorde. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre vrye toegang het tot die troon. Ons dankie dat ons vanmôre voor die troon kan staan, my God, en dat ons die naam kan aanroep, dat ons kan sê dat U is Abba Vader. U is die God wat U ontferm oor ons. U is die almagtige God wat skepper van hemel en aarde is, die groot Ek is, alwetend, alomteenwoordig en almagtig. Ons is so dankbaar dat ons die reg het, Here, en die voorreg het om in die teenwoordigheid te kom, want deur U genade het U ons nader getrek, deur U genade het U ons geroep, deur U genade het U vir ons weer 'n geleentheid gegee om U te dien. Here, U sê dat hulle wat U aangeneem het, het U reg gegee om kinders van God te wees. Daarom dank ons U, Here, dat toe ons U aanneem, toe ons kinders van God geword, en dat U vir ons help, Here, deur elke situasie, dat U vir ons krag gee, genesing gee, oorwinning gee oor ons omstandighede, dat U vir ons liefde gee, Here, dat U vir ons aanvaarding en verdraagsaamheid gee. My God, hoe wonderlik is dit om U te dien. Ons wil aan U al die lof en die eer en die heerlikheid gee vanmôre, as ons U aanbid, en ons wil U met oorgawe aanbid. Daarom kom ons vanmôre en ons hef ons stemme op, Here, in lofsang en aanbidding voor U, in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sing ons saam vir die Here. Besig met 'n nuwe klankstelsel.
die almagtige God kom hoor wat u hele lewe in sy hand het. Wat vir u voorsien in die hele lewe, wat na u kyk in elke omstandighede. Jy weet, baie keer as die wêreld moeilik is, dan dink ons die Here is nie daar nie. Maar hy is daar. Hy verlaat ons nooit nie, want ons is gered, ons is gekoop deur die lewe van sy seun. En daarom kan ons vanmôre sing, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Kom ons sing, en ons aanbid hom, en ons prys hom vanmôre.
Ons dien 'n heilige God, 'n regverdige God, 'n almagtige God, en aan hom behoort al die glorie. Kom ons aanbid hom vanmôre as ons sing, Holy, Holy, Holy. Oh
sê ons geloof nie is almagtig, is die allerhoogste, is die alleropperste, daar is niemand wat vergelyk met hom nie, hy is die alheersende God. Kom ons laat toe vanmôre, laat die Gees van hierdie God in ons lewe, kom Heilige Gees, beweeg in my, come Holy Spirit, move in me.
Moses daar gestaan het in die brandende bos, wat is die eerste woorde wat die Here vir Moses gesê het? En al die mense sal altyd sê, trek in die skoene, jy is op heilige grond, maar dit is nie waar nie, want die Here het hom eerste by sy naam genoem. Vermoedelijk sê die Here roep jou by jou naam, kom, jy staan op heilige grond, die Here roep jou by jou naam, dis is holy ground. Kom ons aanbid die Here vermoedelijk, kom ons gee oor hom, hy roep jou by jou naam.
Kom ons loof vir woorde sy naam. We bless your name, Almighty God. Kom ons loof hom en ons prys hom. We bless your name. Amen. With our
van kan opwek en na U toe kan kom, my God, met vrymoedigheid. Die ingang deur die bloed en die liggaam van Christus, Here. Die vrymoedigheid om te weet, Here, dat U het ons so lief gehad, dat U eerstgebore seun gegee om vir ons te betaal. Here, dat U die almagtige God is, die skepper van hemel en aarde, die heerskappy behoort aan U, my God. Dat U die God is, Here, wat ons ontferm vir ons as ons Vader, wat ons behoed en bewaar in die palm van die hand. U trek ons nader, U bring ons onder die skade weer van die Allerhoogste, Here, waar ons geen onheilvrees nie, my God, waar ons weet verseker dat U die engele aan opdrag gee om ons te ontstaan, Here, om ons te beskerm. Ons dank U, Here, dat die vaandel van liefde vandag vir ons is. Ons dank U, my God, dat hierdie vaandel ons beskerm en gered het, Here. Ons dank U vandag, Here, dat ons weet, dat U ons veilig hou, Here, dat U ons behoed bewaar, dat U ons vesting is, my God, die plek waar ons kan skuil, dat ons by U toevlug kan soek. My God, wonderlik is om U te weet. Ons kan altyd met vrymoedigheid inkom. Ons hoef nie bekommerd te wees en weggehardloop nie, maar by U is daar vergifnis, by U is daar versoening, en by U, Here, is daar vir ons herstel. Here, U sê dat U sal ons herstel. Here, U sê ons is nuwe skepsels, en daarom dank ons U verhoor, dat ons nie kan aanbid net ons eie krag, maar uit die genade van die Heilige Gees wat in ons werk. Here, die Heilige Gees wat in ons verandering maak. En daarom gee ons al die lof en al die eer, vandag van U is ons almagtige God. Ons loof en ons prys. Ons dank U daarvoor, Heer, dat U die woord vandag vir ons sal vasmaak in ons harte. Dat ons vandag met blydskap sal loop, Heer, om te weet, U het ons verlos. U het ons deurgedra. Here, dat ons nooit hoef te twyfel nie. Aan U getrou. Dat ons altyd sal weet U is daar. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. En hulle wat saamstem sê amen. Amen. Halleluja, die Here kan die seën, kan die plekplek, sitplekke inneem vanmôre. Vir julle wat nou nog nie saam met ons was nie, ons is besig met die boek Openbaring. Ons is al heel ver gevorder in die boek Openbaring. Dit is vandag, ons is in hoofstuk 12. Hoofstuk 12 praat van die vrou, die draak, die manlike kind en dan hy sê die vurige rooi draak. Men wil hy praat van 'n vurige rooi draak. Dit is wonderlik as ons die woord van die Here lees vanmôre en ons gaan lees in hoofstuk 12 vanmôre. So ek wil hê jy moet mooi aandagtig lees. Hierdie is deel van die derde week. Dit is ook deel van die sewende trompet. En dit is baie duidelik dat ons moet weet. As ons byvoorbeeld kyk, het ons in Openbaring 9 gesien, die eerste week wat die 5de trompet was en dan kyk ons na die tweede week wat die 6de trompet was. En ons sien dat hierdie 3 week is alles demoniese werkinge van demone wat vrygestel word uit die hemele uit, demone wat vrygestel word uit die put van die aarde uit. As ons kyk na Satan in Openbaring 12 wat ons vanmôre gaan bestudeer, dan gaan ons sien dat Satan en sy gevalle engele gaan uit die hemel gewerk word na die aarde toe. Men wil hulle gaan nie meer toegang tot die hemel hê nie. Men wil hulle soms nie meer kan aankla nie. Een ek sal nie weer aangekla word nie. En ons gaan 'n bietjie later daarna kyk. Ons kyk in Openbaring 9, sien ons dat die bodemlose put word oopgemaak en hoe hierdie demoniese geeste en hierdie demoniese kreature vrygelaat word. Ons kyk, dit is die 5de trompet. Met ander woorde, as ons na die 5de trompet kyk ons en ons sien basies dat God laat net toe dat die mense gemartel word vir 5 jaar. Met ander woorde, die skrif sê vir ons in Openbaring 9 sê, hulle sal die dood soek, maar hulle sal die dood nie vind nie. Met ander woorde, hulle sal nie kan doodgaan nie. Hulle gaan gemartel word vir 5 maande lang. Dan
kyk ons na die 6de trompet. Die 6de trompet wat die tweede wee is. En hier word God, hulle laat God toe, laat hierdie engele 'n kwart van die wêreld se populasie doodmaak. Met ander woorde, 'n kwart van die wêreld se populasie word uitgewis. En ek het daai tyd gesê, saam met die derde wat voorheen uitgewis het, en hierdie kwart is die helfte van die wêreld se populasie uitgewis. En dit beteken dat 1000 miljoen mense sterf elke maand. As jy vir jouself net kan indink, 1000 miljoen mense wat sterf elke maand. So hulle gaan nie kan begrawe word nie. Hulle gaan op die aarde lê, die diere gaan hulle eet, en die mense gaan so swak wees, want daar gaan nie oes wees nie, daar gaan nie kos wees nie, daar gaan hongersnood wees, en die mense gaan swaar kry, en in die tyd sal die wilde diere in die dorpe inkom, en die mense verskeur. En nou het ons gekom by Openbaring 11, waar ons die 7de trompet sien, en die derde wee sien, en ons sien hoe Satan en sy engele uit die hemel uitgewerk word. Op die oomblik het Satan en sy engele toegang tot die hemel, wat ons kan aankla. Men hulle kan voor die troon van God gaan staan, want die tydperk van God wat hy die mens toegeken het, is nog nie verby nie. Maar wat so wonderlik is, wat hy gaan uitvind in Openbaring 12, daai tydperk kom tot 'n einde in Openbaring 12, en God sê vir Satan en sy engele, ek het genoeg gehad. Dis klaar. Die tyd wat ek vir die mens gegee het, en die tyd wat die mens aan jou gegee het, is verby. En hy gooi hulle in die hemel uit, en toe hy die hemel uitgegooi het op die aarde, is daar 'n paar dinge wat ons moet kyk. Ons sien sien ons die beeld van die vrou, met die son en die maan, en die 12 sterre oor haar hoof. Ons sien ook die beeld van die rooi vurige draak, wat hier so homself openbaar. En ons sien dat hier so 'n oorlog wat uitbreek. Hier is ook 'n manlike kind wat hier so staan. En dit is so belangrik as ons na hierdie hoofstuk kyk. Ons gaan 'n bietjie terug en ons gaan lees in Openbaring 12 vanaf vers 1, en ek wil hê jy moet baie mooi luister. Hy sê, en ek het 'n groot teken in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son beklee was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee, en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak, met 7 koppe, en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel meegesleep, en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, maar waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, en is daar hulle haar sou onderhou 1260 dae. Onthou, 1260 dae is 3,5 jaar, 42 maande. En daar het die oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak het sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek is van die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerk. Die ou slang wat genoem word die duiwel Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerk op die aarde. En sy engele saam met hom neergewerk. Ek wil hê jy moet sien, hy's 3 keer neergewerk. Dit is 'n ernstige saak vir God. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap van die eiendom van ons God geword. Met ander woorde, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerk. Hy wat hulle aankla voor ons God, dag en nag. En hulle het oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug o hemele, en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na hulle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min
tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou gevolg, wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 plekke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlug, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en 'n halftyd. 'n tyd en 'n halftyd is 3,5 jaar. En die slang het uit sy bek uit water, soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgeslip, want die draak uit sy bek het gegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Die dier wat uit die see uit opkom, en ek het op die sand van die see gaan staan. Ons gaan net tot daar lees. Dis baie belangrik dat jy vanmôre weet, hierdie woorde is velwoorde. Dit is nie maklike woorde as ons na dit kyk nie. Dit is baie ernstige woorde, want dit is God wat vir ons die toekoms deur Johannes hierso vaslê. Hy gee ons, en ons het gesien dat hier 3 baie belangrike eienskappe. Hierdie hoofstuk gee vir ons 'n beskrywing van karaktertrekke of eienskappe van die vrou. Hy gee ons die eienskappe van die manlike kind, en hy gee ons die eienskappe van die vurige rooi draak. Want God wil hê ons moet dit verstaan. God wil hê en ek moet weet wat kom. As ons weer teruggaan, net so vlugtig teruggaan na Openbaring 1 toe vers 1. Hy sê die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon. Met ander woorde, God wil hê ons moet dit weet, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan die diensknegt Johannes te kennis gegee. Hy sê, wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Maar oor God het hierdie dinge geopenbaar aan Johannes, sodat een ek, vanmôre wil ek weet, een ek kan weet wat aangaan. Die Here wil hê ons moet duidelik weet. Hy het ons die toekoms geopenbaar. Hy het vir ons op die tekens gegee. As ons na hierdie tekens kyk, en hierdie tekens se bedoelinge verstaan, dan sal ons hierdie skrif ook duidelik hê. So as ons hierdie tekens bestudeer, dan gaan ons die openbaring op die verduideliking daarvan verstaan. En ons gaan verstaan wat die profesie aan ons openbaar. Ek wil hê met vanmôre weet, God wil hê, jy moet weet wat hierdie woord, onthou dit is 'n woord van profesie, want dit het nog nie waarheid geword nie. Dit is nog in die toekoms. Die eerste 3 hoofstukke is in die hede, maar van hoofstuk 4 af is in die toekoms. En daarom moet ons weet, God wil hierdie vrou en hierdie mankind en hierdie draak vir ons openbaar. Hy wil hê ons moet weet wat is hulle identiteit. Hierdie gebeur so 3,5 jaar na die wegraping van die kerk. Hierdie is nie die begin van die wegraping nie, hierdie is 3,5 jaar verder in die middel van die openbaring. Ons die mense wat stil wat nog steeds op die aarde is op daai tyd, hulle gaan deur hierdie dinge gaan. Hulle gaan hierdie moeilike tye hê. As ons byvoorbeeld kyk in Openbaring 12 en Openbaring 19, sien ons die klimaks van hierdie groot oorlog, hierdie geestelike oorlog wat in die wêreld ontstaan tussen God en Satan en Satan se gevalle engele. Want God wil hulle uit die weg hê. God gaan hulle uit die weg uitruim. Want God is besig om 'n nuwe bedeling in plek te stel. God is besig om 'n nuwe tydperk in plek te stel. Die 1000 jaar vrederyk is op hande en Jesus gaan kom om te regeer. Hierdie is as ons hierdie hoofstuk lees, dan sien ons die ontvouing van die jare of die eeuwelange geveg wat bestaan tussen Israel en Satan. Want Israel het nie deelgeneem aan die wegraping nie. Want onthou, Israel het nie deel met dat nie Christus aangeneem nie. Hulle het nie deelgeneem nie. En hulle skuld nog aan God
'n hele week van Daniël se profesie. Hulle skuld nog aan God 'n hele 7 jaar van straf wat op na hulle toe kom as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan God en hulle afvalligheid van God. So hierdie is die tydperk wat dit gebeur. Ons kyk as die hele 7 jaar oor. As ons kyk in Daniël 9 van vers 24 tot 27, gee ek ons die 70 7-talle is oor jou volk en oor jou heilige stad bepaal. Nou wil God sê, daar is 70 maar 7 is 490 jaar. En dan sien ons 7 jaar word opgeskort. Jy weet, ons noem dit nie, as jy gevangenis toe gaan, sê word opgeskort. Met ander woorde, jy word vrygestel en tot op 'n later datum, dan gaan jy vir daai oortreding betaal. En dit is wat hier gebeur. En die Here kom en hy bring hierdie 7 jaar wat Israel skuld aan die einde van die tyd, want hy gaan 'n nuwe tydperk, 'n nuwe dimensie instel. Die Here is dit is baie belangrik vir ons, dat ons weet dat Satan wil nog altyd die nasie van Israel vernietig. Net 'n oomblik. As ek lees in Genesis 3 sien en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop bemorsel en jy sal hom in die handskoen byt. Hier praat God van die belofte van die Messie. En hy praat van die belofte van die Messie wat deur die vrou sal kom en later sal ons sien dat hierdie belofte word verder gevoer tussen die verbond tussen Abraham, Isak en Jakob waar God vir hulle 'n verbond gee. As ons bijvoorbeeld kyk na Romeine en as gevolg van hierdie verbond tussen Abraham, Isak en Jakob, dis hoekom ek nie vandag die Bybel. Jy weet, baie mense ons sou die Bybel in elk geval nie. God het hierdie nasie uitverkies. God het hierdie nasie uitverkies. Hoekom? Sodat hulle die voorsate sal wees van die seun van God wat sou kom, van Jesus Christus, wat uit die maagd Maria sou gebore word. God het hierdie verbond met Abraham, Isak en Jakob gemaak. As ek vanmôre sal kyk, en as jy my nie glo nie, kan jy gaan lees in die Bybel vanmôre, saam met my. Hy sê in Romeine 3 vers 1 en 2, sê hy, wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Hy sê groot in alle opsigte, ten opsigte tog seker dat aan hulle die woord van God toevertrou is. Aan wie is die woord van God toevertrou? Aan Israel. Israel het daai woord bewaar tot die Messie gekom het. En toe eers is dit aan ons. God het Israel uitverkies. God het gekies om Israel te gebruik om sy reddingsplan te openbaar aan die mensdom van die wêreld. Jesus is 'n Jood, onthou dit, hy is 'n Jood van die stam van Juda. As ons gaan kyk in Johannes 4 vers 22 sê hy, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet. En luister na hierdie woorde. Hy sê, want die saligheid is uit die Jode. Waar kom ons redding vandaan? Uit die Jode. Waar kom Jesus vandaan? Uit die Jode. Nou wil ons moet dit weet. As ons Romeine 11 gaan bestudeer, en ons gaan hom baie mooi bestudeer, dan sal ons sien dat Israel is nog steeds die geliefde volk van God. Hy is nog steeds die geliefde van God. As ons Romeine 11 baie mooi bestudeer, dan kan ons sien, ten opsigte van die evangelie, is Israel ons vyande. Hoekom? Want hulle glo nie Jesus het al gekom nie. Hulle glo nie, hulle glo ons aanbid die verkeerde God. Daarom is ons vyande met hulle. Maar ten opsigte van die uitverkiesing, ten opsigte van die uitverkiesing vir die saak van God die Vader, is hulle nog steeds sy geliefde nasie. Ons kan nie aanspraak teen Israel uitbring nie. Ons het nodig om hulle lief te hê. Wat ons hier sien in Openbaring 12 is 'n magtige fisiese en geestelike oorlog wat uitbreek teen Israel. En hierdie is in die laaste 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking. Dis nie die eerste 3, hierdie is in die laaste 3,5 jaar. Jy gaan sien vandag hoe belangrik dit is. As ek byvoorbeeld kyk na Jeremia 30 vers 7, hy sê, wee, want die dag is groot, sonder weergaan. Nou, want hierdie dag is groot,
dag is 'n gevaarlike tyd. En dit is tyd van benoudheid vir Jakob. Dis 'n tyd van benoudheid vir Jakob. Hy sal daaruit verlos word. Met ander woorde, al is dit 'n tyd van benoudheid, selfs in hierdie benoude oomblik, gaan God nog steeds sy geliefde nasie verlos. As ons in Matteus 24 vers 15 kyk, sê Jesus, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplyk. Met ander woorde, die Antichrist kom in die tweede 3,5 jaar. Hy kom nie die eerste 3,5 jaar nie. Hy kom na die eerste 3,5 jaar kom die Antichrist. En as hy dan kom, sê die Here, as jy hom sien, en hy kom in die tempel, dan moet jy oplet, jy moet weet, jy moet vlug, jy moet hardloop, jy kom probleme. Ons dink die eerste 3,5 jaar was moeilik. My broer en my suster op julle sê, dis niks in vergelyking met die tweede 3,5 jaar nie. Want in die eerste 3,5 jaar het ons te doen gehad met demoniese geeste en demoniese skepinge wat uit die put uit opgekom het. Maar hier deel ons met Satan homself en sy gevalle engele. Hier is 'n nuwe oorlog wat nou plaasvind. Hier is 'n nuwe oorlog wat uitbreek. En Jesus noem hierdie tweede 3,5 jaar. Hy is die een wat hierdie tweede 3,5 jaar genoem het, die groot verdrukking. Die 7 jaar word genoem die verdrukking, maar die tweede 3,5 jaar word genoem die groot verdrukking. Matteus 24 vers 21 sê Jesus, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees. Mense ek wil julle sê, Israel was al aangeval deur baie nasies, onderdruk deur baie nasies. Maar hierdie gaan niks. Dit is niks in vergelyking met wat kom nie. Dit is niks in vergelyking met wat kom nie. As ons kyk na die vrou byvoorbeeld, hierdie vrou wat ons gekyk het, en ek het baie hierna gekyk en ek het gedog wel dis Maria, want hierdie is die manlike kind is Jesus en 'n kind en God het hom hemel toe gevat, hy is gekruisig, maar dit is nie waar nie, want hierdie is 'n openbaring van die toekoms. Hierdie is nie 'n openbaring van die verlede nie. Hierdie is 'n openbaring van die toekoms. Met ander woorde, God gee ons die toekoms wat gaan gebeur het. Wie is hierdie vrou? Hy sê in Openbaring 12 vers 21, en ek het 'n groot teken in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger, en het uitgeroep in haar weë en barensnood. Jy moet weet, as ons na Israel kyk, dan sien ons hoe noem julle dit, die oerou vaders of die founding vaders, jy weet die beginvaders en die moeders was Jakob en Rachel. Ons kan dit gaan lees. Hulle was die begin, hulle 12 seuns gehad tussen hulle. Jakob het 12 seuns gehad, dis waar die 12 stamme van Israel vandaan kom. As ons gaan lees in Genesis 37 en Genesis 42 sien ons dit. En as ons Genesis 37 vanaf vers 9 tot 11 lees, sien ons Josef het 'n droom gehad. En hy bring hierdie droom en hy gee die droom aan sy vader voor sy broers. En luister na hierdie droom. Daarom het ek nog 'n ander droom gehad, sê hy, en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, en die son en die maan. Waar het ons die son en die maan gesien? Was dit nie nou in Openbaring nie? Het ons nie nou in Openbaring gesien, hierdie vrou, en die son en die maan onder haar voete nie? Nou kyk wat sê, hy sê, en 11 sterre, hoekom 11 sterre? Want onthou, Josef is ook 'n ster, en hy praat nie van homself op daai stadium nie. Alright, sy 12 sterre, so dit is die 12 stamme van Israel. Hier is die 12 seuns van Jakob. Met ander woorde, hy gaan verder. Hy sê, en 12 sterre voor haar neergelê. Toe hy dit aan sy vader en broers vertel, het sy vader hom hard gestrap en hom gesê, wat is vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom en jou moeder en jou broers om ons voor jou in die aarde neer te buig? Met ander woorde, hierdie vrou met die 12, met die son en die maan en die 12 sterre, is die stam van Israel. Jakob en Rachel was die
stamvader en die stammoeder van Israel gewees. So wat werklik gaan gebeur hierso, Israel gaan aangeval word. Want onthou, Satan en sy engele word in die hemel uitgegooi. En die oomblik so op die hemel uitgegooi het ons gelees, en hy was woedend. En hy was woedend, en hy die vrou agtervolg. Nie die man-kind nie, die vrou agtervolg. Want hoekom? Die man-kind was nie meer daar nie, ons gaan daarna kyk 'n bietjie later. Alright, kom ons kyk verder. As ons byvoorbeeld kyk, dan sien ons hierso, waar hy praat as ons die Bybel deur kyk, dan sien ons die Bybel deur verwys God na Israel as sy vrou. Ons sien dit in Jesaja 54, ons sien dit in Jesaja 66, ons sien dit in die boek van Micha sien ons dat die nasie van Israel word vergelyk as die vrou van God. Met ander woorde, hy was in werklikheid getroud met Israel as sy vrou. Dit is basies die uitbeelding wat daar is. Maar hy het haar geskei as gevolg van haar afvalligheid. Hy het haar geskei van 'n aanhoudende egbreek wat sy gepleeg het. Maar Israel is die vrou van God. As ons byvoorbeeld kyk in Openbaring 17 vers 1, sê hy, en een van die 7de engel met die 7 skaal het gekom en my gespreek en vir my gesê, kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die water sit. Wat is die groot hoer? Die groot hoer is die valse kerk. So die mensdom word altyd uitgebeeld as 'n vrou, 'n verhouding. Ons word as 'n maagd uitgebeeld aan God. Die kerk, as ons in 2 Korintiërs gaan kyk, dan sien ons die kerk word uitgebeeld as die maagd. Jy sal onthou van die vergelykenis van die 10 maagde. Die kerk word uitgebeeld as die maagd. En hierdie vrou het op die punt gestaan om geboorte te gee. As ons teruggaan en ons gaan weer terug na Openbaring 12 vers 9 toe sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele saam met hom neergewerp. Jy sal onthou, ek het net ook weer gesê, hierdie woord neergewerp is belangrik. God beeld dit uit, want hy kon gesê die draak en die slang en die duiwel en Satan, en hy wat die wêreld verlei, is nee, hy gee 'n duidelike beeld, dat elkeen van hulle is met 'n ernstige, neergewerp, hulle is uitgegooi uit die hemel uit. Die skrif is duidelik, die skrif sê vir ons, wie is die draak? Hy sê vir ons in Openbaring 12 vers 19, sê hy vir ons hierso. Hy sê, hierdie draak is die duiwel, Satan, die ou slang, hy wat die wêreld verlei. Dit is wie hy is. So ons hoef nie te probeer rondsoek en te probeer interpreteer wat is die draak nie. Die Bybel gee vir ons die antwoord. Vanaf Genesis 3 tot Openbaring 19 sien ons dat hierdie slang wat die duiwel is, sy tyd is, jy weet wat sy tyd, hy het aangeval. Hy het aangeval en hy het altyd teen Israel beklei. Daarom praat hy van 'n vurige rooi draak, want 'n vurige rooi spreek van geweld. Vurige rooi spreek van oorlog. Vurige rooi spreek van bloedvergieting. Vurige rooi spreek van vervolging. Ons sien hy het 7 hoofde gehad. As ons nou op Openbaring 17 toe gaan, dan sien ons hoofde praat van koninkryk. So reg hierdie lewe, wil ek vir julle verduidelik dat hierdie, ek onthou ek sê hierdie is 'n oeroue oorlog wat tussen Satan en Israel is. Is 'n oeroue aanval, want Satan wil vir Israel vernietig, want as hy dit kan vernietig, kan hy stop dat die Messia kom. En hy sal nie slaap, want die Messia het laat gekom. En hy het 7 koninkryke, het hy konstant aangepor, konstant, hoe kan nou sê, aangesteek, om Israel aan te val,
Ons kan kyk in die Bybel. As ons in die Bybel kyk, in die 7 koninkryke is, die eerste een was Egipte. Die tweede een was Assirië. Die derde een was Babylon. Die vierde een was Media-Perse. Die vyfde een was Griekeland. Die 6de een was die Romeinse koninkryk. Jy weet. En dan die 7de een is die herleefde Romeinse. Dis hierdie koninkryk wat hom nou gaan aanval. Ons sien hy 10 horings, hierdie 10 horings praat van heerskappy. Hierdie 10 koe, met ander woorde, hy 10 nasies wat hy ingesluit het in die Romeinse heerskappy. Daai 10 nasies gaan hy weer teen Israel uitstuur. As ons kyk na die 7 krone wat hy dra. 7 krone praat van oorheersing. Nie net heerskappy nie, maar oorheersing, dominering. Nou oor hierdie mense gaan nie op hulle eie dinge doen, hulle gaan onderdanig wees aan hom. Hy sê in hierdie draagse ster, en die engele in die hemel uitgeruk. As ons na Job 38 toe gaan, dan sien ons dat engele sterre is in werklikheid, dat die sterre in die hemel uitgeruk sê. Hierdie sterre, as ons Job 28 kyk, sien sterre praat basies van die engele van God. As ons na Jesaja 14 kyk, sien ons weer Lucifer met die sterre. Die sterre wat hy van praat is die engele van God. En dan kyk ons na die mankind hierso. En ek het altyd gedink dis Jesus en tot my, toe ek hierdie woord begin bestudeer, te besef dat hierdie manskind is nie Jesus nie. Hierdie manskind wat hy van praat, is die 144,000. Onthou ek het vir gesê, dat Jakob en Rachel is die stamvader en moeder van die nasie Israel. Okay, die stamvader van die nasie Israel. Onthou sy 12 sterre op haar hoof gehad. Hierdie is die 12 stamme van Israel. Die 144 Jode wat uitverkies was. Hierdie virgin Jews wat uitverkies was om die evangelie te verkondig. Hierdie evangelie te verkondig. Maar ons sien dat hulle is nie toegelaat. Hulle gaan nie verder nie. Hulle het weggevlug na die hemel toe. Hoekom? Want ons van Openbaring 7 waar ons gesien het die 144 kom. Nou as ons nou Openbaring 14 toe gaan, dan sien ons die 144 is nie meer op die aarde nie. Hulle is in die hemel. Hoekom? Hulle is weggeruk. Onthou, Romeine 12 sê ons, hulle is weggeruk. Nou is hulle in die hemel. Daarom het hy nie agter die mankind aangegaan nie. Nee, hy het agter die vrou aangegaan. Hierdie 144 gaan nie in die tweede 3,5 jaar meer bedien nie. Hulle gaan nie die tweede 3,5 jaar meer bedien nie. Die tweede 3,5 jaar is een van die wreedste tye wat gaan kom. Dit is van alle demoniese kragte. Onthou die demoniese kragte uit die aarde uit 'n slaaf vrygestel in Openbaring 9. Onthou dat in Openbaring 12 nou word die demoniese kragte wat nog in die hemelruim is, word ook afgewerk na die aarde toe. En nou is hierdie aarde oorval met demoniese aktiwiteit. En daar word oorlog uitgebreek. Openbaring 12 van 7 tot 9. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie. Wie kon nie oorwin nie? En met ander woorde, die draak en sy engele kon nie oorwin nie. En hulle plekke was in die hemel nie meer te binde nie. Halleluja! Kom aan! Hy is nie meer daar om ons aan te kla. Hy is nie meer daar om vir my en vir jou voor God se troon aan. God het hom uitgegooi, sy tyd is klaar. Amen. En die draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die wêreld verlei het. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele saam met hom neergewerp. As ek na die woord van die Here kyk, sien ek die engel Michael word baie genoem in Openbaring 10, Openbaring 11, Openbaring 12. In Judas hoofstuk 1 word hy hierdie ark, jy weet hierdie hoofengel genoem. Want hierdie hoofengel is deur God aangestel oor die nasie van Israel. Hy
gesê, Here, wat noem julle Here in Afrikaans? Hy is die grootste, jy weet, held, as ek het so, in die hele universe. Hoekom? Want hy is die aanvoerder van Godse weermagte. Hy is die aanvoerder van God. Hy is die kommandant van Godse weermacht. Hy is die aanvoerder van Godse weermacht. Ons sien baie duidelik hierso, ons sien, dat God sê 3 keer baie duidelik, hulle is neergewerk. Die manne wil dit as 'n finale slag wat God hulle toedien. Toe Michael, die Michal hierdie oorlog maak, as jy net vir 'n oomblik wil stilstaan en dink net vir 'n oomblik, Satan en al sy demone en jy weet, demoniese geeste en al sy gevalle engele, hulle gaan op die aarde lewe vir 42 jaar, 42 maande, vir 42 maande. Kan jy jouself voorstel wat gaan gebeur op hierdie aarde? Wat my baie interessant was, wat ek uitgevind het, wat beteken die naam Michal? Die naam Michal beteken wie is soos God. Wie is soos God? As ons bijvoorbeeld na Lucifer kyk en ons bestudeer, dan sien ons 5 keer wat Lucifer sê, hy wil soos God wees. Hy sê, hy wil homself aanstel bokant God. Hy wil homself aanstel bokant die troon van God. Hy wil soos God wees. Michal sê, wie is soos God? Maar Lucifer sê, ek wil soos God wees. Of ek wil God wees. Dit is waar die oorspronklike sonde ontstaan het. God het die eie ek in Satan gesien en daarom gooi hom in die hemel. Hy was die eerste sondaar. Hy was die een wat die wêreld tot sonde verlei het. En hy het 'n derde, hy is so bedrieglik, dat hy 'n derde van die engele saam met hom gevat het. Daarom kan jy hom nie aanvat sonder God nie. Hy het 'n derde van die engele saamgevat. Nou wil ek wil hê jy moet mooi luister. Nou is die een wat sê, wie is soos God? Die een wat hom uitgooi in die hemel uit wat sê, ek wil wees soos God. Kom aan, dis ironies vir my as ek hierna kyk. Die een wat sê, wie is soos God? Nou oor die een wat werklik erken, dat God is die almagtige God. Gooi hom uit wat wil wees soos die almagtige God. Hy gooi hom in die hemel uit. Ons sien die name van die duiwel hierso, die groot draak. Hoe die groot draak praat van sy moordkarakter. Sy wreedheid, sy moordkarakter. Die ou slang praat van die verleider van die mense van Genesis, wat al die mensdom in sonde ingesleep het. As ons kyk na sy naam, die duiwel, dan sien ons dat hy die aanklaer of die beswadder, hy wat die mense se naam beswadder. As ons kyk na die woord Satan beteken opponent van God, of teenstander van God. My broer en my suster, ek wil vir julle sê, jy moet vanmôre mooi luister. Op hierdie aarde, op daai stadium, gaan daar chaos wees. Want in die hemel gaan daar verheerliking wees. Hoekom? Want die demone gaan op die aarde wees, hierdie demoniese geeste, al hierdie demoniese skepinge, al hierdie gevalle engele gaan op die aarde wees, maar in die hemel gaan daar verlossing wees totaal. Hy gaan nie meer toegang tot die hemel hê nie. Ja, hierdie demoniese magte gaan nie meer toegang hê om ons aan te kla nie, om ons te beswaar nie. Hulle gaan nie meer reg hê om daar te wees nie, ons gaan vry wees van hulle. Openbaring 12
Bybel sê, nou het die Heiland die krag en die koningskap en die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broers is neergewerp. Hy wat hulle aankla voor ons God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuies en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief waard nie. Daarom wees verheug o hemele. Luister wat hy sê, wees verheug o hemele. Hulle wat in die hemel is, wees verheug. Hy's nie meer daar nie, hy kan ons nie aankla nie. En wat daarin woon. En dan sê hy, wie die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na hulle neergedaal met groot woede. Hy weet sy tyd is op. Hy moet nou vernietig wat hy kan. Omdat hy weet, hy min tyd het, sê die woord. Ons kan gaan kyk. Hy sê weer aan hulle wat op die aarde is. As ons in Daniël 9 vers 27 kyk, sien ons na die eerste 3,5 jaar breek hy sy verbond. Hy sal sy verbond breek, hy het vrede geroep en toegelaat dat hulle aanbid in die tempel, maar toe breek hy sy verbond en hy gaan sit homself op die genadestoel van God in die tempel en hy verklaar homself, God, wie het dit ook gedoen? Satan wil dit ook doen. En hier kom die antichrist wat geïnfused word deur Satan. En hy doen dit. As ons bijvoorbeeld kyk na Mattheus 24 vers 15 tot 20, hy sê, wanneer hy dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is, deur die profeet Daniël sien, staan in die heiligdom, hy wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is, nie na, die wat in Judea is, na die berge vlug, dan wil hulle moet vlug, dan wil as jy sien die antichrist sit op die troon, dan moet jy vlug, dan moet jy weet, die is groot moeilikheid, die hel het op aarde losgebreek, wie op die dak is, moet nie afkom in sy huis om nie, dan wil jy kan nie gaan om jou beurs nie, en jou cellfoon en wat even te gaan haal nie. Hy sê die wat op die land is, kan nie sonder in sy kleren te gaan haal nie, jy moet vlug. Dit gaan 'n rowwe stryd wees. Hy sê, die vrouens wat swanger is, of wat nog bors tot daai tyd. Hy sê, hoe gaan dit wel wees? Het jy al self voorgestel, hoe moet 'n swanger vrou hartlik vir haar lewe? Of met 'n kind in haar arms hartlik vir haar lewe? Dan gaan hy verder, dan sê hy hulle, en bid dat julle vlug nie in die winter is nie. Hy noem die 2 seisoene. Hy noem 'n seisoen en 'n dag. Hy sê, bid dit nie op 'n Sabbat is nie. Hoekom? Want op 'n Sabbat mag jy julle nie so ver gaan nie. Maar dan gaan die vyand hulle inhaal. Want onthou, hierdie draak gaan, hierdie stroom van water agter hulle aanstuur. Hierdie stroom van water wat hy stuur, is sy weermagte wat hy agter hulle aanstuur. Maar sy soldate wat hulle gaan agtervolg. Openbaring 12 vers 13 sê ons, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou gevolg, wat die seun, hy het nie die seun gevolg, en hoekom? Want hy is opgeruk in die hemel. Wie het hy agtervolg? Hy kon nie die 144 agtervolg nie. Onthou die Here sê dat 'n seël op hulle gehad, niemand kon hulle aanraak nie. Hulle was magtig, hulle het geheers met 'n yster scepter op die aarde. Hy jag die vrou. Wie is die vrou? Israel. As ons bijvoorbeeld kyk na Exodus, en Exodus sê God, hy vat sy nasie Israel, en hy gee hulle vlerke van arende. Hier sien ons dieselfde ding. Hy sê, hy gee vir die vrou vlerke van arende, dat sy kan vlug. Hulle vlug weg van Jerusalem af, hulle vlug weg van die tempel af, want onthou die eerste 3,5 jaar is verby, die antichrist neem sy plek, hulle vlug na 'n plek met die naam van Petra. Hierdie Petra kan honderde duisende mense huisves. Maar het is moeilik om in te gaan, want die ingang van hierdie plek is maar 2,5 meter wyd. Hy word weier na die agtertoe, aan die agterkant is hy so 33 meter wyd, maar as jy verder gaan, dan kyk jy, aan die een kant is hy
wat rondom hierdie plek is. En die ander plek is hy 3000 voet hoog. As dit nie was vir hierdie plek wat hulle kon vlug het nie, hierdie plek wat God vir hulle voorberei het. Onthou ek het weer gesê, God gaan nog genade betoon aan sy nasie Israel. Selfs in hierdie tyd, al is die straf van God op hulle, gaan God nog genade betoon aan hulle. Hulle kan wegvlug. In die waters van die Ami, wat die weermag van Satan is, word hierdie aarde ingesluk. Met ander woorde, God gaan weer 'n aardbewing gee, waar die aarde opsteur en hierdie weermag gaan aanval. God beskerm weer eens sy nasie. As ons kyk na die hoofstuk, dan sien ons die hoofstuk sluit met die draak wat woedend is. Hy draai om en hy gaan maak oorlog teen die res van die Jode, die wat nie weggevlug het. Maar ek wil hier mooi kyk, hy sê, en hulle het oorwin deur die, en hy het omgedraai gegaan met die mense na die Jode toe, wat die wette van God onderhou het. En dan gaan hy ook verder en hy sê, en die getuienis van Jesus Christus, wat gered is deur die verdrukking. Met ander woorde, hy gaan nou terug na die Jode toe, wat God se wette onderhou, maar hy gaan ook terug na die Christene toe, wat op daai stadium Christus aangeneem het. In Openbaring 12 vers 11 sê ons, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad nie. Ek wil net mooi luister, die bloed van die lam is die verbond wat God met Abraham, Isak en Jakob geskep het, om te sê, julle bring die Messia gaan op die kruis sterf, en hulle wat hom aanneem, sal kinders van God doen. Met ander woorde, hulle is gered, hierdie is mense wat gered is, die woord van hulle getuienis, met ander woorde, hulle gaan 'n getuienis sê om te sê, dat Jesus Christus is die Seun van God. En hulle is bereid om dood te gaan eerder, as om 'n ewigheid in die hel te spandeer. Hulle is bereid om dood te gaan. Ek wil vanmôre hê jy moet weet, hierdie gaan nie 'n maklike tyd wees nie. U saak moet nou reg wees. U moet deel wees van die liggaam van Christus nou. U moet wedergebore wees nou. Moenie wag tot volgende week. Ons weet nie wanneer hy kom, die skrif sê, wanneer die volle syfer van die heidene inkom, kom hy. Ons weet nie wanneer daai getal voltallig is. Moenie my sê die tempel moet eers gebou word nie, want die tempel kan in die eerste 3,5 jaar gebou word. Wees gereed. Nooi jy vriende na die Here toe. Bring hulle kerk toe. Bring hulle hiernatoe. Maak nie saak van waar hulle kom nie. En maak nie saak hoe jy lyk nie. Kom. Hierdie is die plek waar die Here jou kan red. Hierdie is die plek wat ons jou kan leiding gee, sodat jy in oorwinning kan kom, dat alles jou omstandighede, hoe haglik, God kan jou verlos. Ons gaan volgende week aan met Openbaring 13. En dan gaan ons sien toe die Antichrist kom en homself as God aanstel. Is jy gereed? Dis die vraag van môre. Is jy gereed? Is die saak reg met God? Hy sê vandag is die dag van redding, nie môre nie. Moenie uitstel tot môre en sê môre of oormôre, of laat dit eers dit of laat dit eers dan nie. Kom ons buig ons hoofde. Ons Hemelse Vader, as ons hierdie profesie van die toekoms so bestudeer, dan kom daar 'n benoudheid in ons binneste vir hulle
Maar daar kom 'n blydskap wat in ons losbars en losbreek met lofsang en prys, Here. As ons gesê, dankie my God, dat U ons gered het. Daarom kom ek vandag, Here, en ek wil 'n geleentheid gee, my God, en ek sê, hulle wat hier so is, Here, wat U nie ken nie, Here, dat hulle kom, dat ons saam met hulle kan bid, dat hulle U kan ken, dat hulle saak kan regmaak, sodat hulle pad kan loop saam met U, dat hulle nie links of regs sal draai nie, maar dat hulle nou pad saam met U sal loop. Daarom bid ek vir hulle wat hier so is, Here, wat lou warm is, Here, dat hulle sal stop met hulle lou warmheid, Here, want die woord sê, gaan hulle uitspoeg, Here. Hulle gaan soos die pyp maag te wees, wat nie olie het, Here, hulle gaan agterweer gelaat word, my God. Help ons vandag, Here. Hou ons getrou.